Goed, ons kyk na Exodus 12 vers 1 tot 11 om na die middelpunt te kom van die wat ons gaan kyk tussen die Paasfees en die Exodus. Dis waarna ons beweeg met Nagmaal Sondag. Van die verlossing van die volk van Israel, die vergifnis van hulle oortredinge na die Exodus, wat ook beteken die uitgang. Maar hier begin het, en die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees, die eerste opdrag. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman, wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die hoë drempel, aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. En word nie oorgaan in die volgende dag nie. Oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie. Maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre nie. Maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Vader, ons dankie vir u woord. Vir die baie gedetailleerde opdrag wat u vir Moses gee, wat hy aan die volk moes oordra, van hoe u die offer wou hê. Want dit gaan oor u offer. Here, die skaduwee van die offer van die lam, wat alleen 'n perfekte lam, geslag op God se manier, vir ons sonde kon vergoeding doen. Seën ons by die lees en begrip van hierdie gedeelte, selfs ek die diensknegt, wat Here baie keer dinge ook oor Here worstel, maar mag u self verheerlik deur u woord in Jesus naam. Amen. Nou, ons weet, en ek het dit al verlede keer so gemeld, wanneer dit gebeur, ons moet altyd 'n tydfaktor, tyd daaraan koppel, wat gebeur, nommer 1, die Here beveel hulle om 'n lammetjie te slag per huisgesin, voor hulle verlos gaan word. Dit is eintlik 'n voorwaarde wat moes gebeur, voordat hulle werklik kan uittrek uit die land van slawerny. En ons weet dat die 9de plaag, wat hierdie 10de plaag is, die slagting van die eerstgeborenes van Egipte en die mense wat nalopers was van Egipte, word die songod Ra getref deur God, en dan was hulle gereed vir die Exodus, of die uitgang uit die land van slawerny na Kanaan, want dit was die uiteinde, hulle moes in Kanaan aankom. Dis waar God hulle wou gehad het. En ons gaan nie in detail, want ons weet wat het gebeur op pad na Kanaan toe. So, wat gebeur in die 13de eeu? Hierdie dinge vind plaas in die 13de eeu voor Christus. Dit plaasgevind, sê die geskiedkundiges vir ons. Alles begin altyd op 'n datum. Die Israeliete het seker in die tyd wat ons in die konteks lees, wat hierdie ding vooraf gaan vir die slagting van die lam, of die smeer van die bloed aan die deurposte, moes gedink het, waar is God?
Ons is nou al 430 jaar in Egipte en niks gebeur nie. Waar is die beloftes wat homself aan Abraham bekend gestel het as Elohim en El Shaddai, die onomstotelike rots? Het hy 'n belofte gemaak aan ons voorvader Abraham en Isak en Jakob, of het hy nie? Wat gebeur nou met ons? Hoekom is Josef lankal dood en is ons nou in hierdie slawerny? Waarom is ons hier vasgevang? Hulle sal seker verskoon word as hulle soos Friedrich Nietzsche sê, God is dead. Die God wat aan Abraham, Isak en Jakob verskyn, hy's dood, hy moet dood wees. Maar ons weet natuurlik wat het gebeur met Nietzsche en Sigmund Freud, wat omtrent, hulle was tydsgenote gewees, die dwaling van hierdie man, maar Nietzsche het op sy doodsbed wel uitgevind, daar is 'n God. Want op sy doodsbed het hy vir sy ma gesê, moeder, ek ben dom. Moeder, ek was dom. Die Israeliete sou ook miskien wees het in hierdie tyd, waar is El Shaddai? Waar is hy? En dan kom Moses natuurlik en dan stel hulle bekend aan Yahweh. Dis die God. Dis dieselfde God, dis nie 'n ander God as El Shaddai en Elohim nie. Dis dieselfde God, maar 430 jaar lei hierdie volk onder Ramses II. Dit is 'n titel, dit is soos Farao, maar Ramses het 'n ander naam gehad, dit is 'n moeilike Egiptiese naam. Maar kon ons hulle verskoon in die opsig dat hulle eintlik sou gesê het, julle ken wat sê God, julle ken almal die gesegde, God is slow, selfs mighty slow, but he's never late. Hy's nooit laat. Hy's altyd op tyd. Daarom in Genesis 15 vers 16, waar die belofte begin het aan Abraham, het God aan hom gesê het in Genesis 15 vers 16, Abraham, eers jou 4de geslag, nie jy nie Abraham, ook nie Isak of Jakob nie, eers in jou 4de geslag sal ek julle laat trek na die beloofde land. Dit kom. God het aan Abraham 'n belofte gemaak en die Israeliete moes getoets word, gaan hulle vashou in hierdie belofte. Maar daar's mense wat nog steeds vir my vandag sê, maar hoekom is God so stadig? Waarom doen God nie iets as ons bid, onmiddellik sy vingers klap, omdat dit gebeur nie? God sê vir Abraham, ek leer jou geloof en geduld, want jy sal wag tot jou 4de geslag, Abraham, sal ek jou, wanneer die Amorite se sonde in Kanaan, ek gaan die Amorite se sonde nog aan hulle eers besoek, as Jahweh, dan sal ek jou volk laat trek, na die beloofde land. En dit gebeur natuurlik dan deur Moses. 430 jaar daarna. Maar ek weet soveel beteken dit in verdrukking, net soos baie van vandag as ons deur verdrukking gaan, moenie my, dis op ons die biblical counseling doen, moenie vir my sê, of 'n persoon wat jy Bybelse raad gee, vir hom sê, dit sal môre beter gaan nie. Want dit is nie vir ons om dit persoon te sê nie. Ons weet nie wat is God se tyd nie, en met God se tyd 430 jaar, maar daar was een groot probleem tussen die Israeliete wat moes trek op 'n Exodus na die beloofde land, wat hulle uitbestemming was, staan een geweldige groot Egiptiese koning Ramses II. Hy was magtig. Hy was baie groot. Hy was amper soos in die tyd van die Romeine wat daardie dele oorheers het, oorlog gevoer het teen baie koninkryke en hulle oorwin het. En hy het nie vir Josef geken nie, hy het ook nie Josef se verhaal geken, hoe Josef in Egipte kon, hy het niks geweet, maar ek wil eintlik sê, hy wil nie van Josef geweet het, en dis eintlik wat dit beteken. Hy het geweet van Josef, maar dit is sy voorouder, maar hy het hom nie daarin versteur nie. En hy het gestaan met hierdie geweldige groot, magtige weermag, 'n leer. Want as jy lees die verhaal van waar die Egiptenare die Israeliete agterna sit, dit was nie maar net 10 strydwaans nie. Dit was duisende strydwaans. En dit was net sommige van sy stryd. Hy het nie eens almal gestuur om die Israeliete na te sit. So hy staan daar en hy is so hardnekkig, soos 'n klei os, sy nek wil nie breek nie, hy wil nie toegee nie, daarom maak God sy hart sag
nie sy hartsag nie, dwing hom om voor Jahwe te buig. Want ons weet, ek vergelyk altyd ons Suid-Afrikaanse militêr wil graag vir Amerika, ons militêr wil graag vir Amerika aanvat as 'n leer. Nou, so dit gelyk die Israeliete en hulle swakheid kan nie vir Farao aanvat nie. Hy's 'n groot wal, 'n blokkering tussen hulle en die beloofde land. Nie dat Jahwe wat Moses geroep het bang was vir Farao nie. Ons het laat sê het om speel soos mense kat en muis speel. Maar ek sien nie net moes die Israeliete of die Egiptenaars alleen nie, maar die Israeliete moet Jahwe se wonders sien. Hulle moet verbaas aan, hulle monde moet oopval van verbasing en verwondering en respek vir hierdie groot God Jahwe. Want hulle weet nou sy naam, maar hulle weet nie wie hy werklik is nie. Nou speel daar 10 plaag wat ons verlede keer van gepraat het, weer af. Die eerste plaag het ons gesê het was teen Hapi en Orsis, die gode van die Nyl. Die paddeplaag was teen Heket, een van hulle gode Get, teen die gode van stof, teen Kepris, teekvlee en muskiete se godinne, Isis, die godin van gesondheid, wat ons kry selfs in Paulus se tyd, medisyne en vrede wat daar nie is nie, want hulle het sweerig gekry wat nie gesond wil word nie. God slaan gebruik of slaan nut in sy gesig, aangesig, of die vrou in aangesig, godin in haar aangesig, wat die natuur moet beskerm teen haal en die ander storms wat hierdie gode, die Egiptenaars nie kon beskerm nie. Want God verneder hierdie gode en godinne van wat hulle het. Dan Seth, die God van storms en wanorde wat teen sprinkane, en dan die laaste en God Ra. En dan speel die Here op die ou en klaar met die volgende groot God van Egipte, die Farao se eersgebore self. Eers hierna en na hulle hierdie God se verlossing gesien het uit die land van slawerny, was hulle reg om deur die nagmaal of deur die Pasga wat ons vandag ken, hulle verlossing te gee, wat ons praat van salvation history, reddingsgeskiedenis van God. Hy stel in detail in dit ons gesien in hierdie hoofstuk vers 12, dit verander die, sê, hierdie is julle eerste maand, sal nou op julle kalender die eerste maand wees, dis die maand Nisi, op die 10de van die maand moet julle hierdie Pasga hou, baie spesifiek wat God is oor, hoe hy dinge gedoen wil hê, 1 lam per gesin, as 'n gesin te klein is, kan hy dit deel. Die ouderdom van die lam in vers 5 tot 6 word in detail aangegee. Die lam moet nommer 1 sonder gebrek wees, hy moet 'n jaar oud, rammetjie nie 'n ooi wees nie. Dit moet van die skape wees en van die bokke mag dit wees en jy moet dit in bewaring hou van die 10de dag tot die 14de dag, dan moet hierdie dier geslag word en sy bloed moet waar jy dit wil nie, moet gesmeer word aan die boordruppel en aan die 2 kosyne en jy moet hierdie vleis klaar eet in die nag. In die nag moet dit gebeur. Die nag voor julle verlossing. Wat interessant is, hy praat later daarvan wie daarvan mag eet, as jy hoofstuk 12 kyk, wie mag eet en wie nie mag eet nie, word verder instruksies gegee, maar ons fokus wat ons het is 12 vers 42, dit is 'n nag, let op die woord, dit is 'n nag, om plegtig onderhou te word, en tot eer van die Here. Sien daar net die nagmaal ook, dis 'n nagmaal. Ons noem dit nagmaal, ons doen dit nie 'n dagmaal nie, dis 'n nagmaal. Ons eet nie in die aand daarvan nie, ons erken dat Jesus in die nag wat hy verraai is, het hy brood geneem, dit gebreek, en dit het hy 1 Korintiërs 11. Maar hy sê, dit is die nag van die Here, om plegtig onderhou te word by al die kinders van Israel, in al hulle geslagte, 12 vers 43. Verder het die Here aan Moses en aan Aaron sê, dit is die insetting van die Pasga, Pesach, geen uitlander mag daarvan eet nie. Nou ons moet hier definieer, wat bedoel hy, geen uitlander. Hy sê, soos julle trek, kan julle nie na die Moabiete sommer saam met julle kom eet, en die Edomite saam met julle eet nie. Uitlander mag dit nie eet nie.
Maar let wel, kyk die verdere instruksie, geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie. In een huis moet dit geëet word, daar gaan die instruksie verder. Jy mag niks van die vleis uit die huis buitentoe bring en jy mag geen been daarvan breek nie. Praat van ons Here Jesus, geen been sal gebreek nie. Jy sal nie hierdie lammetjie se been breek nie. Want dit verwys na my seun. En as 'n vreemdeling by jou vertoef, hoor nou die uitsondering, 'n vreemdeling by jou vertoef en tot eer van die Here die Pasga wil vier, as hy dit wil, 'n vreemdeling. En tot die Here van die Here die Pasga wil vier, moet hy hom, almal wat manlik is, besny word. Hierdie persoon moet besny word, voor hy aan die nagmaal kan deelneem. Dis die voorwaarde. En dan mag hy nader kom om dit te vier. En hy sal soos 'n kind van die land wees, maar geen onbesnedene mag daarvan eet nie. Wat gebeur is, by die uittog van Israel trek daar baie Egiptenare saam. Hulle sê, baie van wat nie deel is van Israel nie, het deel geword van Israel. Maar hulle moes besny word. En dat proseliete word. En erkenning gee dat God, Jahwe, die ware God is. So wat nou gebeur? Eksodus 12 vers 37 kan jy kyk na die groot uittog. 12 vers 37 sê, daar was omtrent 600.000 mans alleen wat getrek het, wat deelgeneem het aan die Pasga. As ons regter berekening maak, groot gesinne, was daar waarskynlik oor die 4 miljoen Israeliete wat moes trek. Maar hierdie miljoene en die Egiptenare, want ons sien wat vandag gebeur in Iran. Wat gebeur in Iran? Die mense kom in opstand teen die oorheersing, want hulle, net soos in die tyd van Egipte, word hulle onderdruk. En hulle wil nie onder die verdrukking staan van die heerskappy wat oor hulle is nie. Maar anders is hierdie arme Israeliete, saam met die Egiptenare wat ook begin glo in die God van Israel, of Jahwe, kan hulle nie trek nie, want hulle word vasgekeer deur hierdie magtige weer, want hulle is bang. Hulle is bang om te trek. Hulle kan nie soos in Iran op begin rebelleer en meer word in die strate en meer in oproer kom teen die Iranse regering sit hier, dit in hulle in Iran doen nie. Daar moet God intree en hulle uit hierdie slawerny uitred. En dit gebeur slegs deur die bloed van die lam. Maar eers moes God vir Farao wys wie hy is en wat hy dan doen deur die 10 plaae. Hy wys vir Farao wie hy is. Hy speel met verkeerde persone. As ons lewe in die Here spaar ons die eerste Maart meer in detail kyk na die woord Exodus, die uittog. Kom ons trek net parallelle tussen die Pasga en die Exodus en die nagmaal. Die eerste ding waarna ons moet kyk is die verduistering van die son tydens die 9de plaag. Dit is strategies daar geplaas. Kom het God nie die eerste, die God Ra, hulle afgod Ra geslaan en hom beskaam voor al die Egiptenaars. Nee, hy wag tot die 9de plaag. Want jy sien, dit kom gepaard met duisternis. Kan jy nou verstaan, Eksodus 12 vers 42, dit is 'n nag om plegtig onderhou te word tot eer van die Here, omdat hulle uit Egipteland uitgelei is. Dit is die nag van die Here om plegtig onderhou te word. So ek sê die vroeër dae sit in die nag gehou, die nagmaal. Hoekom? Omdat God tref eers die afgod Ra, verneder hom voor die Egiptenaars en voor die Israeliete. En dan sê die Here, van nou af moet julle elke nag, as ons nou regtig letterlik moet wees, moet ons elke eerste dag van Sondag hier by mekaar kom, die nagmaal hou, as ons dit vier soos dit gevier het. Want wat gebeur in die 1 Korintiërs 11, die instelling, wat sê Paulus dan wat aan my oorgegee is, gee ek ook aan julle oor, dat in die nag, nie die dag wat Jesus verraai, die nag wat die Here Jesus verraai is. Blaai vir my asseblief na Johannes 13 vers, wat ons hier eintlik gelees het.
Wat is die betekenis van die nag? Soek die gedeelte wat sê, Jesus verraai en dit was nag. Dit was nag gewees. Sien die einde van vers 30? Toe Judas die stukkie geneem het hy dadelik uitgegaan en dit was nag. Dit was donker. Wat beteken dit dat was dit in die nag? Ek glo nie dit is die bedoeling van Johannes nie, wat hy sê, en dit was nag. Die duisternis het 'n oorhand gekry oor die lewe Jesus in sy vlees. Die nag, dit was donker. In die nag wat dit gebeur het. Dit was nag toe die eerstgeborene van Farao getref is. Wat gebeur met Jesus se kruisiging? Matteus 27 vers 45. Moet gebruik onder die direkte. Matteus 27 vers 45. Iemand kan dit lees as hulle wil, of so nie gaan ek dit vir julle lees. Matteus 27 vers 45. Wat het al hierdie nag donker uitgegaan en dit was nag? Wanneer tref God die eerstgeborenes van Egipte? Ek moet dit lees. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Daarom, dit was nag. Ek dink Jesus het alreeds geweet, hy voel fisies dat hy oorgegee gaan word, net soos die eerstgeborene van die Egiptenaars in die nag. Hy gaan in die nag, dit gebeur in die nag. Word oorgegee, en dan gebeur dit dan ook met die Here Jesus. Hy gaan in sy fisiese menswees, gaan hy in 'n nag, donkerste nag van die siel, my God gaan my verlaat. Dit gaan voel as God my, nie as God, Jesus is God, maar in my vlees gaan God my versaak. Hy gaan my oorgee in die nag, en hy gaan verbrysel word, ek gaan deurboor word, ek gaan bespot word, ek gaan verneder word. Waarom doen dit? Waarom gebeur hierdie duisternis na Jesus se kruisiging? Om die simbool die krag te gee van die nag waarin Jesus sy siel verkeer het. Was Jesus benoud toe hy gesterf het? Ja, hy was. Baie mense sê, waaroor was hy die benoudste gewees in sy lewe? Oor die pyn en die marteling, dat hy homself moes verneder as die seun van God, klaar word mens verder verneder, word 'n slaaf verder verneder, word vasgeslaan aan 'n kruis. Vernedering, maar die skrikwekkendste vir die Here Jesus in sy siege, in sy menswees, was die feit dat God, die Vader, sy gesig op hom sal keer. Een van die mysteries, God deur God verlaat het, maar Jesus was mens ook gewees. Die pyn van die nag, en dit was duisternis, daarom word dit vir 3 ure van 12 uur middag. Ek dink hulle doen dit met rede hoekom hulle dit meld is in dag. Dit het nie plaasvind in die nag en sê oor dit het donker word, dit nag word. En van 12 uur die middel van die dag tot 3 uur in die aand word alles duister. Die son struikel. Die son word duister. Wat gebeur het by die Pasga? Die offer van die lam. Jesus word verraai, hy word oorgegee aan die duister. Want Judas hart op buitekant toe, om Jesus nou finaal te gaan verraai. Daarom het Paulus sê in die nag dat die Here Jesus verraai is. Wat het gebeur die nag toe Jesus verraai is? Wat gebeur in sy siel? Sê my God, Elia, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Want jy sien, ons sonde, wat ons baie mense vandag oorken, selfs die wat in die video luister, ons sonde het so oortreffend geword vir die seun van die mens, dat
dit soos waas vir hom in God se fellowship was, sy koinonia was, ons sonde doen dit aan Jesus. Hy wat blaamloos is, hy wat vlekkeloos is, hy wat sonder sonde is, hy wat die perfekte seun van God is, moet ons sonde hanteer. 2 Korintiërs 5:21, want God het hom wat geen sonde gehad het, nie vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Ons sonde word hom toegereken. Hy word nie 'n sonde. Ons sonde word hom toegereken. God sien ons sonde, en wat doen God met sonde? Hy vernietig dit. Sodat ons nie in ons sonde vernietig word nie. Sien jy net die goeie uitreiling van die lam, perfekte lam, waar hy moet wees perfek, aan al God se instruksies moet hy voldoen, presies in detail. Ongelukkig sal baie mense 'n ewigheid ingaan sonder God, sonder Christus, sonder die werk van die Heilige Gees. Hulle sal vir ewig blind bly. God se tyd is perfek. Paulus sê vir ons Galasiërs 4 vers 4 tot 7 van God se Kairos tyd. Kan jy onthou ons het deur Galasiërs gegaan? Ek verwag nie dat julle Galasiërs moet memoriseer nie, Giselle, maar julle moet dit ken wat daar staan. Nee. In die volheid van tyd het God sy seun in die wêreld ingestuur, gebore uit 'n vrou, maagd, gebore onder die wet, om wat te doen? Om die wat onder die wet is, uit te uit die wet. Want die wet vervloek ons almal. Jesus voldoen die wet, hy kom die wet perfek na, en dan word hy geslag asof hy al die wette van God verbreek het, wat daar bestaan. Mag ons ook die waarheid van die nagmaal sien, wat gebeur, die perfekte lam, wat ons as vreemdelinge mag eet. Ons mag nie eintlik nie, ons is in elk geval heidene. Ons is nie Jode nie, ons is nie Israeliete, so ons mag nie eintlik volgens die instruksie van Eksodus 12 deelneem aan die Pasga nie, maar ons mag deelneem aan die nagmaal. Want ons is saam met die Israeliete, die Egiptenaar wat en ander volk wat saam met hulle getrek het, gesê ons maak Jahwe ons God. Nou sê ons maak Christus Jesus ons God. Ons wy ons nie toe aan Christus nie. Ons surrender, ons gee onsself oor, want hy wat Egipte met 10 plaae getref het, is dieselfde God, Christus Jesus, wat die leervoerder is van sy weermag, en hy sal sekerlik vergelding, God sal vergelding neem, en ons kry in Openbaring, waar die seun van die mens, Christus die lam, homself wraak neem op sy vyand. Weer eens sal dit gebeur, en sal weer die gode slaan van hierdie wêreld verneder. En as ons nie gemerk is met die bloed van die lam nie, wie sal ons red? Wat sal met ons gebeur as ons nie afgeseël is met die bloed van die lam? Die simbool van die merk van die hoëkant en die kant, afseël, ons word gemerk deur die bloed van die lam. Die wreker gaan verby. Vir wie gaan die wreker bang wees as hy kom? As hy op aarde kom, God gaan hom loslaat. Vir wie gaan hy bang wees? Niemand. Behalwe hulle wat nie bang nie, gaan hy mis. Passover, hy wil Passover, gaan verby hulle wat gemerk is met die bloed van die lam. God se spesifikasies volg. God is 'n God wat baie spesifiek is, hoe hy gevolg wil word en sal word. Daarom het hy vir ons deur Paulus wat hierdie goeie boodskap gegee. Jesus sê, my lewe, my liggaam is vir julle gebreek, my lewe vir julle afgelê. Al is julle vreemdelinge, julle is bekeerde vreemdelinge, julle het julle self laat besny soos in die Ou Testament, julle self oorgegee aan die lam van God. Sodat hy julle op die Exodus kan lei, wat ons as die Here wil dan volgende die 1 Maart as dit reg is, verder sal kyk na die Exodus. Mag die Here ons seën. Kom ek bid en dan gaan ons deelneem, om gereed met Jesaja 53 soos gebruik en Ethiopiër ons is gereed met die lied wat ons sing by die nagmaal. Die Here vergewe my. Kom ons bid. Vader, ons dankie vir dat U spreek nog steeds deur die Ou Testament met ons. 'n God wat baie spesifiek is. Wat sonde wegneem en wat sonde nie wegneem.
wat sal lei tot bevryding, die Exodus, of wat sal nie lei tot die Exodus nie. Wie mag gaan en wie mag nie gaan nie. Wie mag uit die nag kom? En Here, toe hy na die aarde toe gekom het, kry ons die idee soos Lukas sê, die lig het verskyn. Christus het die lig by sy geboorte wat verskyn het. Wat Here die duisternis soos die 9de plaag het die duisternis verdryf deur die geboorte van die seun in die vlees. Het die duisternis ook in ons lewens verdryf, wat na U toe kom in afhanklikheid en vrees en erkenning. Help ons Here as ons deelneem aan die nagmaal om dit nie maar net 'n maandelikse instelling of 'n gewoonte vormende gebruik te hê nie, maar dit te sien waaruit dit kom met groot krag uit die Ou Testament. Wat ook plaasvind toe die lig het in die wêreld gekom en ons het die lig aanskou. Seën ons dan nou as ons Here ootmoedig deelneem aan die nagmaal, sodat U verheerlik kan word daarin.